En wil hê dat die kerk moet opstaan, want die Here moet geprys word. Halleluja. Nou, as ek vir die troostdienste kom, né? Kyk, een chapel daar ons straf mos. Nou, sê ek was een van die laaste rene, was stadig weer. Ek kan nie hardloop nie. Halleluja. I love you.
this is another day that the Lord has made. Voordat ons hierdie dag geken het, het die Here hierdie dag geken. Heilige Vader, dit is deur U wil dat U hierdie jong mense voorberei het vir hierdie dag. My gebed vanmôre, ek bid vir aanvanklike ore, sodat die ore moet ontvang wat die Gees van die Here sê. Cover me with the blood of Jesus Christ of Nazareth, the blood of the new covenant. Ek staan voor 'n gemeente, Heilige Vader. Heilig my, tong en my lippe, soos U dit gedoen het aan die profeet Jesaja. Terwyl hy sê, Here my, ek is onrein van lippe, het U die engele uitgestuur met 'n vuurkoel. Because your word, Lord, die woord kan veranderings vanmôre bring. En hierdie jong mense, het is my gebed vanmôre. I decree and declare transformation in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. I give you the glory, Lord. I give you the honor. In Jesus' name. Amen. El Shaddai, El Shaddai, kom ons gee die Here 'n lofoffer in die plek. Hallelujah. Hallelujah. We may be seated in the house of the Lord. Ons kan sit in die huis van die Here. Amen. Hallelujah. Nou, iemand het gesê, hier kom ek hier te groet, ek gaan vergeet. Kom ek groet die vyfvoudige bediening, die apostels. Prys die naam van die Here, die pastore, die leraars, ons ouderlinge, ons diakens, ons mamas, in die mooie naam van die Here, ons jong mense. En die eerste ene wat ons met vanmôre groot dierbaar is die Heilige Gees. Om vanmôre spesiale groet, maar ek hou van spesiale groete. Want volgens die Bybel sê, ek moet vir jou hoor, ag, as my, daarom bly ek so klein. Amen. Baie spesiale, dis 'n spesiale groet. Ek wil vir die klomp jong mense daar agter, dis 'n spesiale groet. Amen. Halleluja. Ek is bly om julle weer te sien. Ek weet nie, het ek 'n verkeerde ding, dit lyk of is iets wat wil sê, jy moet huis toe gaan. Ek sien jy kyk so, dan dink jy huis toe. Maar die Here wys vir my so mooi dinge van hierdie jong meisie, né? En daar's 'n rede hoekom jy gebore was. En jy sal dit nou vanoggend door hoekom jy gebore is. Jy was so lekker so. As dit, dankie. Ek kan nie vergeet is as ek in die Gees lewe nie. Amen nie. Daar is 'n rede hoekom jy gebore is. Amen nie. Ons het by die konferensie gesê, seker van vandag af is dit nie laat vir jou om oor te begin nie. Maar ons wil vanmôre kom hoor, wat wil die Here sê? Soms dink jy lees net iets, apostel Kantie, daar's iets wat die Here vir jou voorberei. Amen nie. Soms gaan dit oor wat gebeur, hoekom van ons mense afvallig word. Die probleem is, en dis wat ek vandag gaan kom praat oor, pastor, is jy 'n bydraer of is jy toegewyd aan die dinge van die Here? Are you committed? Are you committed
Of draag jy maar net by? Die miljonair kan vanmorgen hier inkom. Dan kom geen net R1000 uit. Hy dra net by. Maar die probleem is, het hy Christus binne in sy hart. So daarom gaan ons, jy sê wanneer jy committed is, of jy oorgee aan die dinge van die Here, dan sal ons jou ook sien. Because jy sal gelei word van die Heilige Gees, en nie deur jou eie gevoelens nie. Blessed be the name of Jesus. Ons het vanmorgen sê, ons is weergeborene Christene in Christus. Ons kan nie net bydraers wees nie, but we must be committed. Wat ons ook al doen aan die huis van die Here. Ons moet ons toewy. Kom op, voor ek in die woord ingaan. 2 diere loop so in die straat af. En die ouens wil graag hulle 'n restaurant ram. Hierdie 2 manne. Die een se naam is nou amper hierdie naam van my. My naam is mos Henny, nee. Alright, ons gaan sommer sê, toe is die hen. En die hen kom met die voorstel. Omdat hy weet, hy kom dra net by. En hy sê van die vader, kom ons maak hier die restaurant, en ons gee hom bacon en egg. Voor jy kan bacon word, then you have to sacrifice your life. Die vark moet sy lewe opoffer. Prys God se naam. Op ander woorde, daar is nie 'n manier dat hy sal 'n inkomste kry nie. Want hy was nie daar nie. Of hy moet 'n deel van sy liggaam. It's a sacrifice. Hy moet pyn kry. En hy sê vir die hoenderman, jou plan is baie goed. Geef my net so 'n bietjie kans om te gaan dink. En die ou gaan sit daar. En die ou sê, ja. Die ou, hy gaan elke dag gebruik maak van sy eiers. Want hy moet net gaan lê. En dan is daar 'n eier op die tafel. Nou vra hy vir hom vanself, waar gaan ek begin om 'n bacon te word? Waar begin ek? Hoe moet ek my opoffer? Moet ek my lewe moet ek my hele lewe gee? Moet ek my bout gee? Moet ek hierdie stukkie arm van my gee? Maar dat is iets wat hy moet opoffer. Nou wat offer ons vanmorgen op? Yes. Ons kan nie net kom na die huis van die Here en sê ek behoort aan restoration ministries of Jesus Christ nie. But it's about to give your life unto Jesus. En wanneer jy jou lewe aan die Here gee, dan moet die Here jou toewy aan sy dienswerk. Ja. Nou kom die liefde nou anders te werk. Die Here sê vir Suster Lindy en Suster Lindy, ons sien hier sit hy die R100,000 neer. Maar Suster Lindy, as hy heeltemal kom met nie. Hy is net iemand wat wil bydra by die kerk. Ja.
elke keer, maar nou kom ons, kijk eens wat liefde is liefde, wat daar is, ek wil een beetje praat van die mense mindset. Zodra sy nie weer gaan bydra nie, dan verander die mindset. En die mindset, halleluja, sê ons moet het herniet. Yes. Op ander woorde, wat alhoewel hy ook maar net bygedraad, steeds het ons lief. Ja. Christus Jesus, alhoewel ons nog tot vandag toe, maar net ons lichaam se bring na die huis van die Here toe, het hy ons nog altyd lief. Ja. Maar die ding wat die Here, ek wil kom by die Heilige Gees. Nou, al die predikings en die lerings het die boodskap volgevat. Daarom toe wil my trane hol en toe verstaan ek die eenheid van die Here in sy kerk. Ja. Prys die naam van die Here. En ek wil hê vir vanmôre ons wat oopmaak aan Romeine 12. Prys die naam van die Here. Ek het gesê dat ons heerlikheid, my broer, is gesteel. Ja. In die tuin van Eden. Prys die naam van die Here. Ek weet nie waar ek nou die dag, toe voel ek kry so krag. Ek sê soms, daar is fout met ons manne. Ek wil hê die mama se moet nou baie mooi luister. Daar's niks vergeet saam met julle nie. Die probleem is, daar's dinge wat die Here toets deur die vrou. Amen nie. Hy toets die dinge deur die vrou. Hy wil kyk, hoe standvastig is jy in die geloof? Ja. God praat met Adam. Hy sê vir Adam, hy sê vir die man, ek wil nie hê dat hulle moet deel hê aan die sekere boom wat daar in die middel staan nie. Yes. Die boodskap is duidelik, die boodskap is by die man. Yes. Maar die probleem is, ons luister so vannacht, dan luister ons vergeet, dan kry ons nie die woord nie. Ja. Adam gaan luister nie mooi nie. Hy luister na die deceiver. Yes. Dierbaar is die duiwel is net daar om vir ons te verlei. Hy is net daar as 'n bedrieger. Hy is net daar om skeiding te bring tussen mense. Hy is net daar om haat te bring. Maar ek wil vanmôre die kerk sê, kom ons, halleluja, vir onsself as lewende opoffers vir die dienswerk van die Here is gee, prys God se naam. Come on, kerk. Halleluja. Halleluja. Jesus. Daar is so baie dinge wat ons praat hier deur die week. Romeine 12 pastor, né? Ek weet nie dat 'n Bybel van pastor 'n opskrif nie. Ja, dit is pastor. Kom ons hoor wat sê hy opskrif. Net hoor wat sê hy opskrif. Wat dit aan ons vra, as ons onsself as lewende offers aan God toewy. Pastor, kan jy weer sê? Wat dit van ons vra, as ons onsself as lewende offers aan God toewy. Oh. Op ander woorde, ek kan praat van ons, ek kan nie praat van nee. Hy praat van ons kan. Ja. En ek wil die kerk sê, ons kan ons as lewende opofferings toewy aan die dienswerk van die Here. Yes. Die probleem dierbaar is hoekom God se kerk vandag so stikkend is. Die probleem is ons glo baie aan die benamings van die kerk. Die probleem is, halleluja, as ons nie vir ons toegewy is met die Heilige Gees nie, nou kan die Heilige Gees ook nie saam met jou praat nie, because ek kan nie die pastoor van die kerk vat nie, maar die Heilige Gees gaan sê, jy het hart in jou. Yes. Lewende op, lewendig, moet jy vir jou, maar dyne is mooi pastor. Die opoffering van Christus Jesus, hy was lewendig gewees. Die hart wat Jesus gehet het,
Maar ek moet hom hê, want ons sing mos so. Net soos my Jesus, net soos my Heiland, ek verlang om te wees soos hy, so rein, so sag, en ek verlang, Here, en ek verlang om te wees soos hy. Iemand het hier gepraat, hy doen nie dinge vir die mens nie. Dat is recht, dat sê die Bijbel ook. Nee. En nou soms van ons, as ons praat, nee, jy moet diep luister. Because jy wat geestelik is, jy hoor die ding, iemand het nou die gesê, wat jy moet jou mond praat, maar die ding hier binnenkant. Die motief, wat jy dinge roep, openbaar die Heilige Geest, die persoon wat geestelik is. Ons kan dit sê met mooie woorde, maar die motief, binnenkant achter, is die vergeerde motief. Dit is reg om te sê, you are not serving the pastor, maar wat is die motief achter die pastor? Because everybody knows, we are not serving the pastor, maar wat is die motief achter hierdie hele ding? As ons toegewijd. Nou sê die Gees, nou openbaar die Gees my, prys die naam van die Here. Die ding wat jy vraag, dat die iemand wat dit bydra. Maar die iemand wat homself kom bid. Wat is kom bid nou hier in Afrikaans? Wat is toewy? Dis toewy en bydra, nee. Toewy en bydra. Ek hoor die mense, hier's nou 'n nuwe ding. Hier by die troostdienste, die draers. Wie draai jou? Ek praat van toewyding. So dit sê vir my, die iemand wat daar dra, is 'n vergeerde iemand in die dienswerk van die Here. Sy moet 'n toewyding hê. Prys die naam van die Here. Jy sien, as daai mense toegewyd was, of daai wat 'n man gedra het hulle die autoriteit gehad, en te sê, dooie staan op en loop. But because hulle is bydraers, hulle moes hulle gedra. Die disciples van Jesus Christus was ook maar net bydraers, saamlopers. Nee, pastoor, jy praat verkeerd. Hulle moes vir Jesus weer gaan soek. Die duiwel wil nie by die persoon uitkom nie. Ag, ou klein gelowiges. Die probleem is, hulle was bydraers. Hulle is saamlopers. Halleluja. Daarom sê die Bybel, ons moet navolgers, halleluja, van Christus wees. Die Bybel sê, groter dinge sal ons doen, as Jesus Christus gedoen het. Ons kan het maar net mooi praat met ons stom en ons lippe. Maar om dit te doen, dan kom die twyfel. Dan staan hy hier. Dan is ek 'n bydraer. Let us commit ourselves unto Jesus. Ja. Ons het nog gesels gister so lekker daar. Ons is gebore uit vlees en bloed. God het ons so lief gehad dat hy al die planne gemaak het. Hy is so lief vir sy mense om net 'n een man uit te kies. En sy Noag gaan bou vir ons. As het Noag wat die ark gebou het, dieselfde Noag, dieselfde Noag dierbaar is, dieselfde Noag wat verkeerde dinge gedoen het, dieselfde ene, maar Noag kom met, hy wy homself toe,
En hy luister na die opdrag van die Here. En het is gebou. En miskien was het gespot met Noach. Want daar moet lewens gered word. God wil nie, van die begin af het die Bybel gesê dat die lewe, die wêreld is leeg, hy is woes, maar hy bring hom in orde. God wil hy wil ons heilige liggame, hy wil dit in orde bring. En laat ons nie net 'n draers hier in die huis van die Here is, maar ons moet toegewyd wees. Die motief van jy kan nie vir pastoor die nie is reg, toewyding aan God, ootmoed en getrouheid aan die gebruik van sy gawes. Ons sit met verskillende gawes, maar ons wil nie ons gawes gebruik in die huis van die Here nie. Maar nou kom ons, wat gaan die mense sê? Yes. Ons is nie toegewyd nie, dierbares. Ons moet ons toegewyd. Paulus is mooi. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferming van God, dat julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevalle offer. Dit is julle redelike godsdiens. Is it reasonable? Ons is nou hier saam met die jong mense. Hulle verstaan nie nou die Heilige Gees nie. Maar hulle moet geleer word. As ons elke dag maar net die Reza lerata, ons maak net geras en ons leer die toekomstige kerk nie. Gaan die toekomstige kerk nie meer bestaan nie. Halleluja. En ons kan maar vandag gaan sien. Yes. Halleluja, dat die duiwel aanbidders, hulle soek die jong mens. Die duiwel aanbidders soek die bloed van die jong mens. Ek wil vir u vandag sê, my oudste dogter is weg. Terwille van die duiwel aanbidders. Halleluja. Hy het hom gekom steel hier van die aarde, omdat ons draers gewees het van Christus. Maar die Here moes my oë heeltemal oopmaak om vir my toe te wy aan sy werk. Ons het verlange. Ek het gesê, my Desiree, kyk in Koffiefontein, as die kind van my Mike vat, dan weet hulle, sy vat Mike. Hier in Jacobsdal, as hulle weet, sy vat Mike. Iemand het het nou hier so gesê, genoem ook. Nee. Jaloers is so gevaarlik, maar dat iemand sommer klaar jaloers is binnenkant in die kerk. En nou moet jy weet, 'n mama wanneer jy sy kerk, as jy sy kind, as ek nou vir Woela en vir Sam, hoor jy so, dan sien jy die verandering in ma ook nie, want man, nee, hulle sing nou nie weer lekker vir my nie. Ja. Ek wil nie 'n draer van die kerk as ek wil mense toewy in die dienswerk van die Here. Hier kom die droom sommer aanpas. Ons is in 'n groot diens. Ek bring maar net die bevestigings van die droom. Of apostel ook nie 'n droom of 'n droom of gister dat hy gesien het. Ons is in 'n sentrum, baie groot sentrum. Niemand pas daar man. Leer it seems die droom wat ek gedroom het is hier het om kinders. As hier het om jong mense. En terwyl ek die mic so het, al wat ek duidelik sien is die raad van die kerk. En daar kom 'n stem uit die hemel uit. Weet jy as hoekom ek moes nou hierdie boodskap bedien nie, miskien is dit so. Sê die stem vir my dat jy jou raad moet insien. Ek verstaan nog nie hierdie ding vorentoe nie. Jy skrik wakker, dan gaan jy oor weer toe.
En die tweede keer is ons weer in 'n shanty. Ek moet nou kom bedien. Die ding is net soos hierso, as ek moet bedien, ek sing, maar ek het nooit gekom dat ek moet bedien nie. Maar as iemand wat ek sien, as my mama se kleinsuster se man, ek kan net vir hom raak sien. En ek is weer wakker. Oh, ek verstaan die Heilige Gees. En ek is weer weg. Nee, eerst opgestaan en gebed 6 uur. Jy weet, pas ek sal as ek weer weg. En as ek weg is, as ek weer in die shanty, saam met my pa en my ma. Oh, ek verstaan nou nie, ek verstaan die droom. Heilige Vader, Jesus my. En my pa is besig om die plek skoon te maak. My oorle suster staan daar met my oorle ousie se kind staan daar. En my mama sit hier so. En hier is 'n kind wat hier so sit. En nou kom ek daar en ek sê vir hulle, die oupa is besig om skoon te maak. Kom julle uit die so en my mama gryp nou sommer hierdie kind en hy voet hom bors. Jo. Nou wil ek vir my mama vra nou, wat 'n wonderlike ding is nou die net, maar nou is hier iets wat sê, ek moet nou eers vir Edna uit die ding uitkry, dat die groot mense, en kom soek die verduideliking, waarvanaf kom die kind in hierdie ouderdom? En sy voet die kind. Ek vra mama nou, die kind? Hy sê, dis my kind. En ek lag. Weet jy, is het nou 27 minutes toe. Ek lag my vaker, laat ek hoor, hier lag ek. Ek lag. Petrus praat van die onvervalste melk. Die borsvoeding van 'n moeder. Wat die Here vir my vanmôre sê, is om die regte leerstel te gee aan die kerk van God. En daarom begin ek met ons jong mense, om hulle toe te wy aan die dienswerk van die Here. Luister nie met die dienswerk van die pastoor nie. Die kerk moet ons onthou is God se kerk. God het my net uitverkies. Iemand het nie gepraat van 'n verkiesing en iemand het nie gepraat van 'n roeping. God het my net uitverkies en gesê bring restoration to people. God het nooit gesê, maar halleluja, God het nooit gesê, prys die naam van die Here, wanneer iemand by die ander bediening moeg geword het, dan moet ek vir hom sê, kom na restoration toe, sodat ons jou kan restaureer. Nee, maar God sê, sy gaan en jy aanmoedig hom, dat jy kan weer gerestaureer word. Wow. Joel 2, Joel 1, gebeur daar 'n baie wonderlike ding met die springkanne. Ons geestelikheid word gevreet totdat daar niks is nie. Maar God wat nooit slaap nie. Wanneer hy sien iemand het hom toegewy, kom hy weer terug. In Joel 2. Van die kalfvreter, van die afknyper, wat het ook al gevernietig is, I will restore it. Vir die jong mense en vir die kerk. Die Here sê, ek moet sy kerk sê, van hierdie dag af, kom ons loop in opregtheid. Versie 12, pastor. Versie 9, sorry. Versie 9, dan gaan ons 11. Moenie wens dat jy ander lief het nie. Doen dit uit jou hart. Want alles wat verkeerd is, kies kant vir die wat goed is. Hoe sê pastor sê die Bybel haat alles wat haat alles wat verkeerd is.
Nou God, dankie. Nou God het ons allemaal lief, nee. God had die vergeerde dinge, die sonde. Ons moet nie ongeveins wees nie. Vir afskie wat sleg is, hang die goeie aan. Wat sê 10, pastor? Vers 10 praat voor, as broeders en susters aan God, sy huisgesin, moet julle mekaar in liefde koester en voor in die ry staan om mekaar met respect te hanteer. Om mekaar met respect. Om ander woorde, wanneer die respect daar kom, dan sê dit vir my, ek het my toegewy aan die dienswerk van die Here. Ek is nie 'n bydraer nie. 'n Bydraer se agterkom praat ook dierbaar is as jy aan die Gees lewe. Kom ons lewe julle in die Gees. Die Gees moet ons kan sê, nee, wanneer jy toegewyd is, nee, pastor. Jy moes uit Gees en water nog gebore, nee. Nie weer uit vlees nie. Ons is geestelik. Jesus is gebore met Gees. Op ander woorde, in die oudheid was daar met die boogte geveg. David slaat vir Eli, vir Goliath. Hy verslaat hom met 'n sling. Dis vlees. Paulus kom na die geboorte van Christus. Toegewy. Sê hy, ons geveg is nie meer teen vlees en bloed nie. Ons het nou magte wat hier in die lig. Jy sien, en daarom as ons nie vir ons toewy nie, dan sal jy nie weet wanneer val die duiwel jou aan nie. Jy sal nie weet wanneer jy sonde nie. Prys die naam van die Here, want jy is nie toegewyd nie. Maar as jy toegewyd is, dan is die Heilige Gees. Hy sal jou lei in alle waarheid. Daarom het Jesus Christus gekom, omdat hy die waarheid is. Kom ons lees, pastor, die laaste een. Vers 11. Moet nie sleepgoed wees aan julle toewyding. Jong mense moet nie sleepgoed wees nie. Wees toegewyd. Ja, wees enthousiastiek. Wees werklik diensbaar vir die Here. Halleluja. Nee, wees diensbaar vir die kerk, man. Wees diensbaar vir die kerk. Die Bybel is profeties. Paulus is profeties. Ons het 'n bietjie gister gepraat van die vyfvoudige bediening. Die dikste ou bekleed. Die apostel bekleed hierdie 11 uur. En die manne maak hom baie lekker, pastor. Kan ons so maak? Kom ons maak 'n bietjie so. Sê vir die vinger jy moet na die klein dempie toe gaan. Sê vir die vinger jy moet klein dempie toe gaan. Nee. Vat hom so toe. Kom hier uit. Kom hier uit. Nee, pa. Nee. Vat die na die klein. Na die klein toe. Hey, kom hier uit. Vat 'n bietjie die dik ding, man, sê hom by almal, man. Vat julle almal. Die apostel staan in hierdie ding. Daarom het Paulus so baie briewe geskryf, want hy was profeties, hy was 'n pastor, hy was 'n leraar. Halleluja. Hy het briewe profeties het hy dit geskryf, omdat Paulus hom toegewy is. Prys, hy het hom toegewy en weet jy waar begin sy toewyding? Paulus se toewyding begin op die pad van Damaskus. Toe hy nou God se kerk vervolg, toe moes die Here iets doen aan Paulus. Hy verblind hom, wil die man laat regkom. Yes. En hy verblind hom, halleluja. Die Bybel sê daar's 'n straal wat uit die hemel uitkom. En vir Paulus raak blind. Die Here vra, waarom vervolg jy my kerk? Ek wil vir Paulus 'n ander mens maak. Hy moet toegewyd. Daarom kan Paulus van hierdie toewyding praat vandag in die kerk. Jong mense, die Bybel sê, halleluja, dat ons moet toegewyd wees. Ons moet dinge in die ywer, ons moet dinge in die Gees doen. Ons moet nie dinge doen wanneer ons lus nie. No, today is too cold. We are not going to the youth meetings.
Wees 'n bydraer. Moet jy dinge doen wanneer dit jou toepas nie. Maar as jy toegewyd word jy gelei deur die Heilige Gees van die Here. Daarom wil ek vir julle vandag sê, kom ons nie bydraers is nie, maar kom ons toegewyde dienaars van die Here in sy kerk is. Kan ons die Here 'n lieflike lofoffer gee. Prys die naam van die Here. Hy bly die Here. Hy bly dieselfde. Hy was vandag. Hy was gister. Ek weet nie moet ek sê was nie. Want was werk jy met Jesus. Want was is 'n ding wat klaar raak. Hy is gister, hy is vandag. En hy is tot in alle ewigheid. Prys die naam van die Here. Ek dink wat op een Woensdag toe praat ek van hy is die brood van die lewe. Hy is die Deur. Halleluja. Hy is die brood van die lewende water. Prys die naam van die Here. Daarom kerk van die Here, kom ons wy ons. Ja, pas jy broeders van toewyding wat? Hoe moet ek maak? Jy offer jou op aan gebed. Punt nommer 1. Ek gee ons die oplossing. Sien jy, ons spreek net op het vorentoe, maar ons gee nie raad nie. Die tweede ene is, kom ons lees die Bybel. Op ander woorde, jy praat eerst met God, dat jy die Bybel gaan lees, dan praat God nou wees dan met jou. Jy is bezig om jou toe te wy in die Here. Nommer 3 wil ek ook graag insit. As die vasting so, wanneer jy gaan vas, wanneer daar probleme kom, wanneer daar strijd kom, dan breek ons, want die Bybel sê dat daar is 'n geslag wat nie uitkom behalwe deur vas en gebed nie. En ek wil vir jou help, jong dogters, julle moet gehelp word. Weet jy hoekom het die vyand jou daar? Ai. Pastor, lees toch over ons, wat is hy? Tweede Konings, sorry. Jehoshaphat, 20. Is het Tweede Konings? 21. Ons moet onze kinders. Ek gee julle nou raad, nee. Ek wil julle moet die Here aanneem. Gee julle harte vir die Here. Sê vir my, as volgens julle, soos julle al gehoor het, as ons Sondag, hoe sê die Bybel van toe gaan ons? Ek wil net jy moet nog van myself praat. Sien jy daar, sê jy is baie bang. Wat toe gaan ons as ons Sondag? Wil jy toe gaan? Wil jy toe gaan? Ons kom preek vandag dat is 'n rede hoekom julle hierso is. O, Here, die droom kom uit. Daar's 'n vars melk wat julle vanmôre moet kom drink. Halleluja. Prys die naam van die Here. Daar is 'n vars melk 2021. Jehoshaphat. Eerste Konings was. As jy dan nou nie hierso is. Wat is die pastor? As een, ja. Jehoshaphat. Humble yourself by the side of the Lord, and He shall lift you up. If you humble yourself by the side of the Lord, and He shall lift you up. He shall lift you up. The Lord shall lift you up. He shall lift you up. If you humble yourself by the side of the
1 Konings hoofstuk 20 vers 19. Ja. Teen hierdie tyd het die jong soldate van die distrikhoofde reeds uit die stad getrek met die leer egter hulle aan. Elke Israeliet soldaat het sy Arameese appontement doodgemaak. Die hele Aramees leer en paniek bevange gevlug met die Israeliete egter agter hulle aan. Koning Ben-Hadad en die klompie ander het egter op die perde gevlug. Die koning van Israel het uit die stad gekom en die perderuiters en die strijdwaans magte verslaan. Die Arameërs is in 'n groot getale afgemaai. Daarna het die profeet weer gekom en vir koning Agab gesê. Vers 18. Koning Josaphat het toe met sy aangesig na die grond toe geknie. Al die inwoners van Juda en Jerusalem het ook so gemaak en die Here aanbid. Die Levit en Gad en die Koragiete het opgestaan om die Here, die God van Israel, met oorgawe te prys. Oorgawe? Met oorgawe te prys. Wat is die oorgawe? Is dit nie by die priester? Dat is reg. Amen, okay? Dieselfde. Yes. Vroeg die volgende môre het die leer van Juda uitgetrek na die woestyn in Tekoa. Yes. Op pad sê Josaphat, Ja. luister na my almal van Juda en Jerusalem. Glo in die Here en julle sal vas staan. Ja. Glo in sy profete en julle sal suksesvol wees. Yes. Nadat hy die leiers van die volk geraadpleeg het, Yes. het die koning sangers aangestel. Wat hy aangestel, pastor? Sangers. Sê toch weer, pastoor. Sangers aangestel. Leider, wat maak sangers? Ja. Die veroorzaak van sangers. Ek wil net jy moet dit hoor, wat is 'n sanger? Hoe werk jy? Miskien dink jy moet net sing. Miskien dink jy moet net perform. Dit gaan nie oor perform, maar hoor wat maak sangers? Die koning sangers aangestel om voor die leer uit te stap. Op ander woorde, pastoor, die leiers kom agteraan. Dat is reg, ja. En die sangers is voor. Voor, dat is reg. On other words, the worshippers is more important than the leaders. Dat is reg. Die leiers word net gebruik om te bid en om leiding te kry van die Here af. Amen. Sien ons wat het deel. Hoekom moet ons toegewyd wees? Yes. Okay, pastor. Eer leer stap. Hulle het toe eer aan die Here gesing en hom geprys vir sy heerlike heiligheid. Loof die Here want sy getroue liefde duur vir altyd. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord. Kom eens voor hem toe weer van jullie bid. Oh my soul, allemaal van jullie. Ke batla o bua le maputero ba restoration. Bomme ke a le kopa tswetswe. If we have such altar calls, don't sit there. Come and stand behind the lost souls. Hallelujah. Ek kan vir hulle beskerm van voor af, DK. Maar dan kom Sister Ingrid, jy kan welkom.
jy jou hart heeltemal vir die Here gegee. Ek wil hê jy moet betrokke raak. Kom dan maar spreek. Kom heeltemal uit. As ons hierdie dinge doen, dan wil ek graag hê dat moeders moet bystaan. So belangrik is, hierdie kinders moet gebeskerm word. Hierdie kinders, daar's 'n rede hoekom hulle vanoggend hier is. Kom maar nader maar. Ek wil hê moeders, mamas wat geboorte gegee het aan kinders. Ons moet vanmôre hierdie kinders, en dat die ding nie net vandag gebeur. When there is any altar call, maar speak sister almal, die mamas, kom ons staan julle agter die kinders. Dit is wat belangrik is, prys die naam van die Here. Die mense kom die Here, die mense moet gebid word, en is net die gebed, en die week, ek kom vas vir julle. Hoeveel verskillende vanne is hier, so gee my gou, almal, ons skryf hulle op, vir my, ek soek die hele, en ek het seker, maar die week, kom vat het die hele vanne na die Here toe. Deur jou sal jou mama, deur jou sal jou familie, hulle sal die Here kom dien. Prys die naam van die Here. Dit maak nie saak waar hulle die Here gaan dien nie, maar hulle sal die Here dien. Halleluja, van die Here. The Lord has called me to restore the broken souls. Halleluja. Halleluja. The Lord has called me to renew the minds. The Lord called me to bring revival through the resurrection power of Jesus Christ. And today is the day dat julle lewens sal heeltemal verander. Ilakata Matu Ilawa Ochiba Ka Oke Olo Sitwe Mabela Lira Shama Come on, Pastor, come on, manifesta. Ons wys julle die pad. Jesus. Christus van Nazareth, hier is die Here. Dankie Here vir die woord in Matteus 10 vers 6. But then go to the lost sheep of Israel. Pray upon them and bring restoration. This is your lost children, Heavenly Father. I decree and I declare today in the name of Jesus to bring full restoration in the name of Jesus Christ. Vader, hier staan aanbidders van die vyand verneem, maar ek roep vanmorgen uit na die Here, omdat U die Here is. Vader, dankie. Ek wil 'n wêreldse lus verbreek, ek wil 'n drankse lus verbreek in die naam van Jesus Christus. Raak vanmiddag hierdie jong mense aan, my koning. Ag Here, hierdie siele vanmorgen, bring hulle terug, Here, bring volle restaurasie in die naam van Jesus. Ons weet dat U die Here is. Ek los die seën van die Here oor hierdie jong mense in die naam van Jesus Christus van Nazareth. Heilige Vader, ek bid dat hulle hierdie plek verlaat, hulle lewe nooit meer dieselfde sal wees nie. Heilige Gees van God sal hulle volg in al die dae van hulle lewe, soos David geskryf het in die Psalm van 23, dat die goedheid en guns sal hulle volg van vandag af. Ek verklaar dit in die naam van Jesus Christus van Nazareth. Dankie Here vir die krag. Dankie Here vir die heerlikheid wat oor hierdie jong volk. This is the church of the future. Volgens Jeremia 29. Ek weet wat ek julle aangaande julle het. Das
se toekoms. Sê die Here van die Heerskare. Rus hulle nou toe, my Heilige Vader. Ek vra dit nou in die naam van Jesus Christus van Nazareth. Ons eer die Here en ons dank die Here vir u grootheid, u goedertierenheid is tot in alle ewigheid. Met baie eer en dank sê. Dankie Here. Julle kan gesit. Jesu, Jesu, dankie Here, ons eer u. Die Christus nog hier zo. If you want restoration. Ik weet nog niet, gisteren nog niet zeker niet liggen, maar iemand heeft hem nodig. Maar wat zal die mensen nou zeggen?
Ja, jy kan maar kom, broer. Ek weet die, dat is iets wat ek twyfel. Moet jy jou hart vir die Here en kom vir die gebed, ja, kom. Alles aan van Nazareth. Ons verbreek hier die lus, Here, hier is 'n lus. In die naam van Jesus. Die jongman is lief vir die Here. Here, raak nou aan in Jesus.
Nou, ek weet hoe die Heilige Gees werk, die kyk. Sien, ons het amper gister beplan. Sien, Pastor Heilig, amper vir vandag beplan. Die Here is ook die beplan is, en nie so beplan is nie. Maar my dogters, daar's nie dogters daar. Ons verwag julle weer volgende week, nee. Is dit reg so? Is dit reg so ons kinders? Ek sien julle is lief vir die kerk, julle is baie lief vir die kerk, amen. Kom ons sluit die oë. Vader,